Ja, baie dankie en dag sê aan almal wat inluister. Op die 28ste wolveiling van die seisoen wat op 9 April plaasgevind het die Suid-Afrikaanse wolmark effens veld verloor en swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 1,3% laer verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met 1,8% verswak en het teen 'n skoonprys van R249,35 per kilogram en R253,39 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese mark was egter hierdie week in 'n reses en daar het dus geen veiling plaasgevind nie. Nou die hoofrede vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse mark dan is hoofsaaklik as gevolg van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling en dit teen alle vername geldeenhede. Nou volhoubare gesertifiseerde wol het slegs so 53,5% van die merino aanbieding uitgemaak, met 71% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol. Die hoogste prys van R331,87 per kilogram skoonwol of R234 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baalot merino wol van 16,2 mikron. Daar is in totaal 6,628 bale aangebied met 'n laer verkoopsyfer van 89% van die totale aanbieding en dit kan dan grootliks toegeskryf word aan die samestelling van die aanbieding met 'n beperkte persentasie van gesertifiseerde wol soos wat ons gesien het. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur BKB Pinnacle Fibers, Stuken & Company en Tianyu SA. Net so ter inligting, deesdae is gonswoorde soos naspeurbaarheid en sertifisering op almal se lippe. Nou hoekom is sertifisering belangrik? Ons moet onthou dat Suid-Afrika maar 'n baie klein persentasie van die wêreld se wolproduksie uitmaak, ongeveer so 2%, en dat ons alles in ons vermoë moet doen om dit te kan volhou en te kan kompeteer. Deur 'n volhoubare produk op die internasionale mark te kan lewer, stel dit ons dus in staat om die res van die wêreld mee te kan wedywer. Wat word verwag van die Suid-Afrikaanse mark in die toekoms? Ons ken die kwaliteit van Suid-Afrikaanse produkte, soos wol, en deur te voldoen aan naspeurbaarheid, kan ons gesonde mededinging verseker op 'n internasionale verhoog. Die vraag is ook nou of daar steeds 'n premie sal wees indien almal gesertifiseer is. Nou die antwoord hierop is eenvoudig, dat die premie bloot gaan wees om op 'n internasionale verhoog te kan meeding. Nou ja, dit net so ter inligting. Kom ons kyk na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang goeie kamwol of MF5 tipes en dit was soos volg. En ons onderskei tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 18 mikron, nie gesertifiseer, R268,12 per kilogram. Gesertifiseer R290,31 per kilogram met 'n premie van 8,3%. 19 mikron nie gesertifiseer R252,85 per kilogram, gesertifiseer R272,29 per kilogram met 'n premie van 7,7%. Dan loer ons na 21 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R234,20 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R251,95 per kilogram met 'n premie van 7,6%. En laastens 21,5 mikron nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R232,51 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R251,40 per kilogram met 'n premie van 8,1%. Nou die volgende wolveiling van die seisoen is dan geskeduleer vir, en let wel, 22 April. Waar sowat 10.360 bale aangebied sal word. Dis nie volgende week 'n veiling nie. Tot ons weer gesels dan, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
Die impak van swak watergehalte op die gesondheid van diere, mense en die omgewing is een van die fokusareas van die nuwensgewende organisasie Red Ons Riviere. Professor Jan Meiburg is 'n veearts en toksikoloog en ook stigterslid van Red Ons Riviere en hy kuier vandag in die ateljee. Baie welkom by ons. Is lekker, dis die eerste keer wat jy hier so is. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees. Daar sê. Vertel ons bietjie meer van die One Health konsep, want ek dink dis waarmee ons hier te doen het. Is ek reg? Dit is presies reg. Ja. So die One Health aspek is 'n benadering en ek gaan dit gou probeer verduidelik en dan vir jou 'n bietjie agtergrond gee. So dit is 'n benadering wat 'n holistiese benadering waar ons as verskillende dissiplines, verskillende beroepe kyk na gesondheid. So in die naam sien ons health, dis gesondheid. So die fokus is op gesondheid en die ander fokus, die ander deel van die naam is one. So dit is een gesondheid vir ekosisteme, vir mense en diere. Want ons weet dat met besoedeling of toksikologie word ons almal dieselfde aangetas. Of dit nou 'n ekosisteem is en of dit nou mense is en of dit nou diere is. Nou jy sal vir my dadelik sê, nou maar ekosisteem, hoe kan 'n ekosisteem siek word? Nou, hulle word ook siek. So 'n ekosisteem, as ons nou kyk na 'n ekosisteem as 'n rivier of 'n dam, kan ook siek word. En die hele benadering wat ons volg om daai ekosisteem te ondersoek, is presies dieselfde wat jou veearts doen met jou hond, of met jou bees, of wat jou dokter doen met jou as jy na die spreekkamer toe gaan. Want ons kry 'n geskiedenis, so ons probeer uitvind wat aangaan met die ekosisteem, jy doen jou ondersoeke, jy doen jou toetse, en dan vat ons water weg, stuur dit weg vir analises, dieselfde wat die dokter doen met 'n bloedmonster, of die veearts met 'n bloedmonster, of 'n bloedsmeer, en op die einde van die dag sit ons alles bymekaar, dan kom ons agter, nee, maar hierdie stelsel is siek, en hy's nie gesond nie. So die One Health konsep is al eintlik 'n baie idee, en ek het met my navorsing agtergekom dat daar was 'n veearts, Kelvin Schwabe, wat in die 60s al reeds gesê het, as ons moenie net na diere kyk nie, ons moenie net na mensgesondheid kyk nie, ons moenie na die omgewing kyk nie, maar ons moet hulle integreer. En hy was eintlik 'n veterinêre publieke gesondheidsspesialis. Is 'n veearts wat kyk na melkgesondheid en vleisgesondheid en eiergesondheid, jy weet, hoendereiers. So, en hy het gesê, maar die omgewing speel ook 'n rol. Die waterkwaliteit wat jy gebruik in jou melkery. As dit sleg is, dan gaan dit jou melk se kwaliteit beïnvloed. So, Engelse woord weer, of 'n uitdrukking, garbage in, garbage out. Dit is die hele prinsip. Maar om op te som, die One Health benadering is waar ons met verskillende dissiplines kyk na die groter prentjie. Ons kyk na ekosisteme, ons kyk na diere en mense, want ons almal word op dieselfde manier aangetas. Nou, dit gaan alles hier oor watergehalte, wat ons nou vandag oor gesels. Wat is die 7 kernpunte wat ons kan gebruik om dit te verbeter, watergehalte? So, in die veeplaas van Maart maand het ons 'n artikel gepubliseer, dit is ek en Dr. Christoph Trieter, hy is van Stellenbosch Universiteit, van die Waterinstituut, en ons het die 7 punte, dit is nie in beton gegiet nie, dit is nie absoluut die begin en die einde nie, maar ons het die 7 punte genoem, net om vir die lesers baie maklik te maak, om die konsepte te verstaan, in die artikel, met subopskrifte, sodat hulle dit kan verstaan. So die eerste 2 is vir my baie belangrik, en dan gaan ons bietjie later weer na 1 of 2 kyk wat baie belangrik is. Die eerste ene is gereelde monitering. So ons kan nie sê dat hierdie rivier is siek nie, as ons nie die bloedmonsters vat, die watermonsters vat en wegstuur nie. So ons moet ons vinger op die pols hou, om te hoor of die pasiënt nog lewendig is, en of die pasiënt baie siek is. So dit is baie belangrik vir ons om daai rivier of dam of spruit te moniteer, sodat ons weet wat is nou eintlik regtig aan die gang met ons pasiënt. As ons die ekosisteem as 'n pasiënt beskou, so ons moet kyk wat daar aangaan. En gekoppel aan dit is dan navorsing. So as ons iets nuut optel, dan moet dit gaan na 'n navorsingsprojek toe vir 'n student, om te kyk,
wat is nou eintlik hoe groot is dit? Hoe belangrik is dit? Of is dit miskien net iets wat ons gesien het, maar dit is nie regtig belangrik nie. So die monitering en die navorsing loop baie hand in hand met mekaar. So die navorsing gee vir ons oplossings vir ons probleme, en gewoonlik met navorsing, as jy begin krap jy meer probleme oop, en jy sien nuwe goede, en dan, so dit is eintlik waar die nagraadse studente inkom van die universiteite, waar dan vir ons sê, maar hierdie ding is regtig ernstig, of dit is nie so ernstig nie, maar hier's 'n oplossing, en ons kan dit dan so aanpak. Van die ander punte wat ons genoem het in die artikel, is byvoorbeeld waar ons wil hê dat mense, boere, mense wat langs riviere bly, vir ons moet rapporteer as daar iets aangaan. Op die oomblik is die Vaalrivier baie skoon. Ons het, Dr. Trieter het verlede week van die Witwatersrand af getoer, al langs die rivier af vir 'n week lank, en watermonsters versamel tot in Douglas, tot by die Oranje rivier, waar hulle twee bymekaar kom, die Vaal en die Oranje. En hy het vir my verlede week gesê, soos wat hy afgaan, die rivier lyk baie mooi. Dit is baie skoon, maar dis die verdunningseffek. So, maar Augustus, September gaan dit 'n ander prentjie wees, want ons moet net besef dat baie van ons riviere, en as ek nou die Apies rivier se naam kan noem, of die Krokodilrivier Wes, wat by Hartbeespoortdam uitvloei, die vloei van hierdie riviere is hoofsaaklik as gevolg van riool. So elke keer as jy die toilet trek, is daai bietjie water 'n bydra tot die volume wat met die rivier moet afgaan. So as daar nie reën is of verdunningseffek is nie, is dit eintlik maar net 'n rioolsloot wat aan die gang is. So ons het gesê, dit is monitering en navorsing, en ons wil die mense graag betrek by monitering. Daar is 'n groot gevoel van die mense se kant af dat hulle wil betrokke raak, so hulle wil iets doen, want dan voel jy dan ten minste deel van die oplossing, en ons is geneig as mense om altyd na die probleem te kyk. Dit is belangrik, soos wat ek nou gesê het, maar ons moet ook 'n oplossing soek. So, en dan die remediering is 'n groot been, so die oplossings vir hierdie probleme, en dit is waar die ingenieurs en die mense wat in daardie kundigheid aan daardie kant het, vir ons 'n rol wil speel. Hulle wil baie graag betrokke raak. So remediering is 'n belangrike faktor wat die ingenieurs 'n rol speel. Ons wil nog 'n punt wat ek nou eintlik vorentoe moes genoem het, is dat ons moet terugrapporteer. Ek het dit baie lank terug geleer, terwyl ons navorsing gedoen het op waterkwaliteit in klein dorpies, het iemand my eendag voorgekeer, want ek het die universiteit se voertuig gehad met die plakker op die deur, so hulle kon sien dis die universiteit se voertuig, hier kom hy alweer, en hy vat weer water. Toe stop hy my in die pad, ek dog toe nou daar's fout, toe sê hy nee, julle vat altyd die water, maar julle ry weg, en julle sê ons nooit nie, ons moet die water drink, en julle, is daar iets fout, of is daar niks fout nie? Toe besef ek dat ons moet met die mense oop kaarte speel. As dit goed is, dan moet ons sê is goed, en as dit sleg is dit sleg, want hulle kinders drink die water, hulle beeste drink die water. So dit is weer die One Health ding, die beeste en die mense gebruik dieselfde water, en almal word in dieselfde manier beïnvloed, en hulle gesondheid word beïnvloed. So en nog 'n punt wat baie belangrik is, wat ons genoem het in die veeplaas artikel, is dat mense baie keer hoop verloor. As jy hoor heeltyd die Vaalrivier is so sleg, en die Vaalrivier is so, of die Apies rivier is so, of die Krokodil, dan voel 'n ou baie keer, en ons het ook al so gesit, ek en Dr. Trieter het al langs een van die riviere in Kreersdorp gesit, en gesê, jy skud net jou kop, en sê, maar ons het die stryd verloor, maar dit is verkeerd, ons moet nie dit sê nie, ons moet sê, maar daar is nog hoop. En dan, die laaste punt waar ek veral in belang stel, is die impak van waterkwaliteit op dieregesondheid, en dit sal ook dan in mensgesondheid wees, want baie van die mense sê vir jou, maar alright, die waterkwaliteit is swak, maar so what, om weer die Engels te gebruik, so what, kyk, daar gaan my diere, hulle is nie te sleg nie, hulle lewe nog, die visse lewe nog, so daai impak gedeelte is vir my baie belangrik, en so om dit te fokus op daai navorsing. Ten laaste wil ek net iets noem, wat mense nie altyd besef nie, is tussen 100% gesondheid en 100% dood,
Daar's nie 'n vakuum tussenin nie, daar's 'n continuum. So as ek nou 100% gesond is en ek is heeltemal dood, dan moet daar iets tussenin wees. En daai tussenin gedeelte is die belangrike deel vir ons. Want wat die mense baie keer vir ons sê, hulle sê maar die visse lewe nog. Of die teenoorgestelde, maar al die visse is dood. Daar's nou groot probleme. Wat ek vir hulle wil sê is, as die visse dood is, dis net die tip van die ysberg of die oortjies van die seekoei. Daai visse was 2 weke terug baie ongesond, nou is hulle dood. Daar was net iets wat dit getrigger het. En dis naaste by in 'n netedop wat ons probeer sê het met die artikel in die veeplaas van Maartman. Verskillende punte, mense kan dit gerus gaan lees en dan kry mense 'n idee van die groter prentjie. Jy weet, dit is nie net remediering nie, dit is nie net monitering nie, dit is nie net studente se projekte nie, maar ons moet die goed alles probeer by mekaar uitkry. Kom ons gesels verder oor die navorsing. Ek het daarin ook gelees dat swak watergehalte werklik tot, soos jy genoem het, vrugtes kan lei en veral by vee tot lae vrugbaarheid. Is daar al sulke navorsing, gesels met ons daaroor? Ja, so ons is konstant besig met dit. Dit sou baie lekkerder gewees het as ons 'n hele span gehad het wat verskillende aspekte na gekyk het. So as jy 'n span navorsers het, geld is nie altyd beskikbaar nie, befondsing is maar beperk, maar ek kan dalk deur 'n paar voorbeelde te noem net dit verduidelik. So 'n paar jaar terug het 'n veearts my gebel en gesê hy is besig met 'n embrio oorplasingsprojek in 'n kudde en kyk, is 'n duur proses en dit is arbeidsintensief en die boer sit baie geld in en hy het nou sulke swak resultate gekry dat hy nie verstaan wat aangaan nie. Hulle het nou na alles gekyk. En toe het ons vir hom gesê, maar kom ons kyk net na die water. Kom ons kyk net na die water of daar nie iets in die water is want ons vergeet altyd. 2 goede wat ons altyd vergeet om te kyk na is water en rifoer. So ons kyk altyd na die konsentraat as daar iets fout gaan, maar ons vergeet die gras, die rifoer wat gevoer word en ons vergeet die water. En ons het toe die water laat toets en spesifiek gekyk na nitrate. Nou die nitrate was toe hoog en ek sal dit nou vir jou verduidelik. En ons het toe besluit dat hierdie diere, hy gaan weer 'n keer probeer om die embrio's oor te plaas, om te kyk of hulle gaan dragtig raak, die diere. So ons het die kudde geskuif na 'n ander waterbron toe, na 'n munisipale waterbron toe. Hierdie bron was 'n boorgat geweest. So hy het dit geskuif na die munisipale water toe, wat vir die boer nou geld kos, maar hy was redelik naby aan die dorp. So ons het nou menswater gebruik vir die beeste. En hy het my so 4 of 5 maande daarna gekontak, die sê, nee, nou is die konsepsie 100%, is reg. Nou nie 100% nie, maar wat hy sou verwag het. So, en ek wil, daar's net 'n konsep wat ons ook moet ons koppe rondom kry. So, nitrate mag dood veroorsaak in diere, in herkouers, in beeste, maar by omtrent 1500 milligram per liter. Nou ek sal dit ook nou verduidelik, maar kyk net na die getal, hou net die getal vas, 1500. Sover ek kan onthou was die konsentrasie in hierdie water wat die lae vrugbaarheid veroorsaak het 350 milligram per liter. Nou dit is weer eens die visstorie van visvrugtes versus 100% gesond. As jy na die gidswaardes kyk, en ek moet daar noem Professor Norman Casey en Dr. James Meyer van die Universiteit van Pretoria wat baanbrekers werk gedoen het op gidswaarde vir waterkwaliteit. Vir mense en vir diere en vir besproeiing en vir grond en saaiery en gesaaides. Maar die waarde wat ons koppel aan vrugtes in diere en beeste veral is 1500 milligram per liter omtrent, daar naaste by. Maar hier sit ons met 'n baie lae vlak, en is 350, jy kan eintlik daarna kyk en sê, maar dit is nie 'n probleem nie. Maar die probleem is, ons kyk na vrugtes as die eindpunt, ons moet kyk, in hierdie geval was laer vrugbaarheid die eindpunt. So, ons weet dat die nitrate wel vrugbaarheid beïnvloed en wel die dragtigheid kan beïnvloed teen baie laer vlakke. Net een voorbeeld nog, miskien net om te noem dat swaal wat ons kry in sulfate, wat ons kry in die suurmynwater. Ek het verskeie vergaderings bygewoon met
van die mynbestuurders toe ons nog by Loskopdam gewerk het in die Olifantsrivier. En toe het die mynbestuurders ons aangevat en gesê, maar kyk hierso, die gidswaardes sê dit. En die gidswaardes is 2500 of wat ook al milligram per liter, dan sal haar effek wees op diere. En ons sit hierso op 500 of 600 milligram per liter. So eintlik maak ons niks verkeerd nie, ons doen niks verkeerd nie, want daai gidswaarde sê, dit is die maksimum wat ons gaan toelaat vir dieregebruik. Maar ons weet hier by 400-500 milligram per liter swaal, onderdruk dit die opname van selenium en koper in die diere. So nou kry ons 'n selenium probleem en 'n koper probleem, dit is indirek gekoppel aan die swaal, maar nou verdoesel dit die swaal se effek, want dit nou die diere kopertekort, immuunstelselonderdrukking, sulke goede. So nou, jy weet, dit is daai hele ding van die visse wat vrek en die visse wat gesond is. En dit is eintlik die probleem, dat ons moet probeer wegbeweeg van vrektes as die eindpunt, maar geswak gesondheid as die eindpunt. Nou ja, ek dink ons kan heeldag hieroor gesels. Professor Jan Meiburg, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit het alles gegaan oor watergehalte en dieregesondheid in hierdie geval. Professor Jan Meiburg verbonde aan die Stellenbosch Universiteit, maar hy is ook 'n veearts en toksikoloog en hy is die stigterslid van Red Ons Riviere. Goeiemiddag, my naam is W.J. Stein. Ek is die eienaar van P3NC. Dit staan vir Piglet Nutrition Company. Ons spesialiseer in die voer en die voeding en die strategie vir klein varkies. Ons is hier vandag by Serengeti Golf Estate, waar ons dan ons eerste varkie kongres gehou het. Ons is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy, maar ons het ook stasies en kantore in Nederland, Ierland en Kanada. En ons het van die geleentheid dan gebruik gemaak om van ons kliënte van die verskillende lande te nooi vandag om saam met ons hierdie dag te kom deel en dan ook hulle ervaring met ons gehoor hier in Suid-Afrika te kom deel. Die tema van vandag was Creating Eaters, om weer te beklemtoon hoe belangrik dit is om varkies te kan leer van 'n jong ouderdom om te kan eet en om hulle dan geleidelik van ma se melk te kan afkry om dan sodoende goed te kan presteer in die speenhuise. So dis absoluut die doel van vandag en dan ook om al bietjie van ons internasionale mense se kennis te kan bring hier na Suid-Afrika toe om met hulle van dit te kan deel. So dit was die primêre doel van vandag. Ons is heel gelukkig by die opkoms en die terugvoer wat ons ontvang het, so ons hoop om dit in die toekoms aan weer te doen. Dit is vir ons 'n groot voorreg om deel te wees van 'n dag soos hierdie waar P3NC hulle eerste konferensie gehou het en ons leer baie deur te hoor wat in ander lande gebeur en ek dink ons kan trots wees op die Suid-Afrikaanse industrie want ons vergelyk absoluut met die bestes in die wêreld en ons is dankbaar vir geleenthede soos hierdie waar produsente bymekaar kan kom en ons die geleentheid het om met ander te kan skouers skuur en ook die nuutste ontwikkelings en navorsing in die bedryf kan ervaar en beleef. Hi, I'm Mark Williams and I am nutritionist and performance manager at M. Keys Farms in Northern Ireland. So I've been invited over here today to speak at the P3NC Piglet Creating Eaters Conference. That's really wonderful to be here in this beautiful country. So what I've learned being here already in just a few hours is really that although we're all in different countries, we're all working with very similar situations with similar genetics, similar feed programs, and actually similar challenges overall. Where I come from, we've done a bit of work on looking at our financials. Our market situation is largely similar in South Africa to what we face in Ireland. But in Ireland, we are so concentrated. We have such a small land mass. For example, Northern Ireland is 84 times smaller than South Africa, which creates its own challenge in that we have so much livestock and such a small land mass for us. We have to manage our manure, our slurry, very differently to how you guys have to manage it over here. And I'm actually really envious of the land mass you have. You know, I have a bit of an affliction, which is shiny metal disease. So I love coming out to these vast countries with vast equipment, heavy iron, and seeing what you guys are doing. So it was great to be here. And my message to any pig farmers out there are just be resilient. It's a challenging role, and the more important job is we need to feed the world, and just keep going and don't be afraid to try new things. But record what you do to make informed decisions. If we don't control it and we don't measure it, we don't know what we're doing. So focus on that, and thank you.
Nice bakkie. It's not a bakkie. It's a Hilux. It's not a bakkie. It's the new Hilux Legend 55.